Goeienaand, julle het nou al gegroet, maar ek sê ook maar, hallo. Ek het met 'n Engelse vrou getrou, na my oupa oorlede is. Want vir hom was die antichrist van Openbaring die Engelse. En hy sy die piep gekry, dus hy weet ek het 'n Engelse meisie getrou. Maar sy is dierbaarheid van my. Maar haar Afrikaanse idiomatiese vermoëns is baie skraps. So ek het daar eendag vir haar gesê, weet jy wat, jy is 'n skrale troos. Toe bedank sy my vir die compliment. Toe wil ek weet, compliment, wat wou compliment? Sy sê wel, skraal is baie mooi en troos is baie wonderlik, so dit moet 'n compliment wees. 'n Skrale troos. Okay, die liefie van my. Ja, die liefie van my is, kan julle dink, sy 30 jaar met my uitgehou. Kan julle dit dink? Ek het soveel respek vir haar net vir dit. Ander ding wat ek gou vir julle wil sê is, ek kry mos elke nou en dan sinus dingetjie. Toe nou gisterand, toe kry ek by die dokter die boksie met sinuspille. En van ek nou die pille en die boksie het, voel ek sommer baie beter. Dis goeie pille hierdie. Wat sê jy, Johan? Nee. Nee, net hier dat jy hom los hier in jou sak, dis fantasties. My nog sulke pille kry. Ja, baie mense se kerkbelewenis is so. Solank hulle die pille in die boksie en die sakke, dan is hulle alright. Ek besef nie, hulle moet dit drink nie. Maar daarby kom ons uit. Ja, ek weet nie of ek julle nou al moet skok en of ek het nou moet los. Dis die laaste aand hier, nee. Nee, dan gaan ons mos môre aand. Het julle vir die mense gesê van die maskers? Ek het nooit vergeet. Julle moet by Soutpansberg, kan jy nie ingaan as jy nie jou masker op het nie. Hoor, so sê maar nie, dis die gemeente se reëls. So as julle daar besoek, hou by die reëls. Ek wil julle nou skok en ek moes nou met laaste aand so, nou hardloop ek weg. Na jare se studie en navorsing, ek dink dit was 12 jaar was ek 'n student. Na jare se studie en navorsing en opleeswerk en diepgaande soul searching kom ek agter 'n vreeslike ding agter. En ek weet nie hoe ek het vir julle nou moet sê nie, of ek het moet sê terwyl ek soen toe kyk of iets nie. Maar ek kom toe agter, dat volgens die oudste en mees antieke en autentieke manuskripte van die Bybel, besef ek, dat God is nie NG nie. Ek weet, net 'n ketter kan tot so 'n gevolgtrekking kom. God is nie NG nie, hy was nog nooit nie. Hy is ook nie AGS nie. En hy is nie 'n baptist of 'n charismatic nie. Ek en jy is daai goedjies. Hy is nie. Hy is verhewe bo dit alles. Maar as jy gedog het, dis erg. Hoor hier. Hier kom het nou. Daai was net om julle sag te maak. Hy is ook nie Afrikaans nie. Of Hollands, of wit, of Engels, of swart, of Amerikaans, of enige een van daai nie. Hy is verhewe bo dit. En die oproep wat God op my en jou lewe maak, is nie om goeie NG lidmate te wees nie. Of baptiste, of charismatics, of Pentecostals, of wat ook al jy nou daar wil insit in die blank. Nie een daarvan
is die oproep van God op die lewe van 'n mens nie. Die oproep van God op die lewe van 'n mens is dat jy jou lewe en jou knieë sal buig voor sy seun en dat jy 'n disipel van Jesus sal wees. Ek dink party mense dink as hulle doodgaan, jy weet, dan stuur die gemeente hulle attestate hemel toe. God stel glad nie belang in waar of wat is jou lidmaatskap of jou kerklike portefeulje nie. En ek kan dit vir jou op 'n baie krasser manier wys, kan dit vir jou wys uit die skrif. Ek kan vir jou wys dat die mense met wie Jesus, en nou moet julle verstaan, ek is al 'n predikant vir 30 jaar. Die mense met wie Jesus die meeste probleme gehad het, was wie? Weet julle? Met my soort. Meeste probleme, sy skerpste en felste woorde het hy gehou vir die godsdienstiges. En jy sal wonder, hoekom is dit so? Hoekom eet hy saam met sondaars? Wat keer hy sonde goed? Is Jesus tralala oor die sonde en alles is nou maar net fyn en almal is net wonderlik en hulle is net, nee, geensins nie, naaste by is dit waar nie. Maar hoekom het hy sy felste woorde gebere of gehou of gereserveer vir die godsdienstiges? Daar was een belangrike rede, want die godsdienstiges het gedink dat hulle godsdienstigheid hulle voor God regverdig maak en nie die feit dat hulle op hulle knieë val voor die seun nie. En Jesus het sy ergste woorde van veroordeling vir hulle gehou. So, dit beteken dat as ek glo dat Jesus is wie hy gesê het hy is, dan het ek nodig om my ore te spits as het ware. Ek het nodig om regop te sit en sê, wow, wag net 'n bietjie. As God nie een van daardie afdelings is nie, waarom beklei ek so verbete vir wat ook al my tag is? As daar iets anders vir God is, iets waarna hy kyk oor al die eeue heen, dan is dit 'n geweldige ding vir my om uit te kom, net vir my, ek praat van my as 'n individu, en net te sê ek die goed wat God sê, want dit help nie, ek maak myself vreeslik slim klink, en ek is so beïndruk met myself en my ekstensieve kennis. Weet ek wie God is? Dit is nou soos Job, waar God vir Job sê, luister hier, waar was jy? Sê 'n bietjie vir my, kom net hier. Waar was jy toe ek die aarde geformeer het? Waar was jy toe ek die hemele vasgestel het en die uitspansel? Waar was jy en jou mense en jou kerkie en jou? Waar was jy? Nie een van julle was daar nie. Ek het nie julle raad gevra nie. Ek is God. Ek is nie aan julle kant nie. Julle is aan myne. Of nie. En dit was die belangrike woord, ons kan nou nie vanaand daaroor praat nie, maar ek wil net flissies daarna verwys, vinnig. Onthou julle vir Josua by Jericho. Josua, ons ken dit, ek ken dit so uit die kinderbybel, dit is een van my gunsteling stories, want toe ek 'n kind was, het ek die kinderbybel gelees, dan soek ek al die Ami stories. Nee, soek al die oorlogstories, hier is julle, dan lees ek daar, die ander skiep jy. En hy is een van my gunsteling tonele, Josua die generaal, waar daar staan en oor Jericho kyk, hulle gaan hom nou inneem, hulle het 'n asemrowende taktiek, wat hulle hierdie ouens mee gaan verblind, hulle gaan die band eerste instuur. Ja, hulle het nog nooit so iets gesien. Gaan die band eerste instuur, dan loop die band om die stad. So gaan hulle die ou heeltemal die mekaar kry. En ja, daar staan hy, Jericho, en hy kyk, is nou die dag van die groot opmars. En hier staan 'n man voor hom, met 'n ontblote swaard, en Joshua, reken ek, sit hand op sy swaard, en sê, vriend of vyand, en die persoon sê, nee. Hy antwoord nie vir die vraag nie. Hy sê nie vriend of vyand nie, hy sê net nee, ek is nie een van die twee nie. Die vraag is nie, is ek vriend of vyand nie, die vraag is jy?
Ek is die generaal van die leerowerste van die hemel. Trek uit jou skoene, jy staan op heilige grond. En Joshua val op sy knieë, want hy weet, hy staan voor God. Dis wat in my hart aangaan. So, met dit nou gesê, is julle reg vir vanaand, waar trek die klok? O, liewe laat ek met amper aan mense. Johannes hoofstuk 14, maak ek gehoop daar, bid ons saam. Here Jesus, baie dankie vir die besondere gasvryheid van hierdie gemeente en die tyd wat ek al reeds hier kon gehad het. Dankie vir Johan en Louisa en Anton en Anneke en hulle gasvryheid. Dankie vir hierdie gemeente, vir Dominee Jan en Dominee Corneille en almal wat my so met liefde ontvang. Ek bid dat U hulle sal seën en sal bedien. En vir vanaand spesiaal bid ek, Here Jesus, breek, ek dink dis my belangrikste gebed, breek deur op my hart, breek deur die kors in my lewe, bedien ons almal ook saam, in Jesus se naam, amen. My vrou sê, rukkie terug geding, sy sê, ek en Pippa praat, my vrou se naam is Pippa, ons praat oor die ontstellende woorde van Jesus. Ontstellende woorde van Jesus. En daar's 'n hele paar ontstellende woorde van Jesus. As jy dit lees, dan snak jy eintlik na jou asem, dan lees ons liewer verby dit. En ek en Pippa praat oor die ontstellende woorde, en sy sê iets so kosbaar. Toe sy dit sê, toe weet ek sommer, dit is goud hierdie. Sy sê, dit is ontstellend, maar as jy dit omhels, is dit bedienend. En dit is 'n interessante ding van Jesus. Jesus wat die koning is. Jesus wat die middelpunt van alles is. Die Alfa en die Omega, die skepper en die rede vir die skepping. En hy is die een wat bepaal wat is reg en verkeerd. Hy is die een wat bepaal wat is waar en wat is nie. En hy het hierdie woorde wat hy sê wat my uitdaag. En dit daag wat van my uit. Dit daag die illusie by my uit dat ek die middelpunt is. Dat ek die koning is. Dat ek die baas is. Dat ek belangrik is. En dat alles moet oor my gaan en hoe ek voel en my emosies. En ek is toch net so gewigtig. En dan sê Jesus dinge om daardie illusie uit te daag in my hart. En die Bybel praat van die vlees. Dit is alles in 'n mens wat teen God is, word die vlees genoem. En daar's een ding van my vlees, wat ek leer ken het oor die jare, en dit is dat my vlees kan Jesus nie verdra nie. Hy wil voor Jesus nie buig nie. En hy neem aanstoot, en vinnig ook, in die houding en woorde van Jesus. Maar my verlossing en my saligheid lê juis in die feit dat ek voor hom buig, myself verloon en aanvaar wat hy sê. Hoe ontstellend dit ook al is. Die oomblik wanneer ek dit omhels en nader trek, bring dit bediening in my lewe wat onbeskryflik goddelik is. En dis waarna my siel smag. My siel smag nie net na een of ander show nie. My siel smag na die waarheid van God. Gee my die waarheid. Moenie bekommerd wees of jy my ontstel of nie. Gee my die waarheid. Ek wil by God uitkom. Ek wil hom ontmoet. Ek wil hy moet my ontmoet. Om het so te stel. Goed, nou met dit. Lees ek hierdie woorde in Johannes hoofstuk 14. En ek weet nie of julle kan onthou nie, ek dink nie julle kan nie. Ekskuus, ek wil myself net vinnig onderbreek, maar 'n paar jaar gelede het Suid-Afrika president gehad met die naam van Jacob Zuma. Kan julle dit onthou? En Jacob Zuma het nogal taamlik sosiale media opgewek. En hy en die Springbokke was op 'n stadium eweveel onderwerp van bespreking by braaivleisviere. En een dag by so braaivleisvier toe die agbare president weer ter sprake gekom het, slaan 'n ding my soos 'n weerligstraal.
maar is een van die sitters van my hou. Sy jou tref van sy te sitter. En terwyl ek daar staan en luister na die braaivleisvuur gesprekke, saam dit my, wat ek vroeër die dag gelees het in Petrus. We gaan nou uitkom by Johannes 14, maar Petrus, skryf Petrus hierdie woorde, en die woorde is, net dit, 1 Petrus 2, sê hy, vrees God, eer die koning. En wat my tref, is die koning waarvan Petrus praat, was die keizer in Rome. En die keizer in Rome was die absolute epitoom van besindigheid. Hy was net, wel, wat ook al jy nou kan mee beskryf, hy was dit. All of the above. En hy het hierdie gelowiges, het hy vervolg op die mees makabere maniere denkbaar. Wreed vervolg. En Petrus waag dit, om vir die gelowiges nie waar nie, in Rome te skryf en te sê, vrees God, eer die koning. Nou, daar was 'n rede vir. En die rede was dit, die twee dinge hou met mekaar verband. Petrus het nie gevra, is dit 'n oulike koning nie? Want almal weet dat die antwoord is op dit. Hy het nie gevra, is hy regverdig, is hy volwasse, en niks van daai nie, want niks van daai maak die berekening uit van eer die koning nie. Hou die koning hoog nie. Is die koning in mekaar? By uitstek is hy ene. So hoe kan jy hom eer? Want God sê so. God het nie vir jou gevra wat jy daarvan dink nie. Want jy is nie God nie, hy is. God sê so. En Petrus sê vir die gelowiges, as julle God ag, doen wat hy sê. Ek wil nie weet wat jy dink nie. Stel nie belang nie. Stel nie absoluut nie belang nie. Want as jy die woorde van gees en lewe gehad het, het ek belang gestel, maar jy het nie, en so ook nie ek nie. Hy is die enigste een met die woorde van gees en lewe, en daar is net een reaksie op God, en dit is, ja, Here, niks verder. Enig iets verder is rebellie teen God, en hy is God, nie jy nie. Hoe gaan dit met jou Christenskap so ver? Ja, maar jy is dis wat in my hart aangaan. Is dit nie tyd dat ons sien wat in ons harte aangaan nie? Is dit nie tyd dat ons sien wat is die toestand, die ware toestand van ons harte nie? Ek is nou die dag by 'n gemeente en ek sê 'n ding, maar ek bars uit van die lag oor die reaksie wat ek kry, want wat ek doen is, ek sê vir die gemeente, ek wil twee goed sê, ek wil 'n ding sê, dan gaan ek 'n dramatiese pauze los. Nee. En dan gaan ek die tweede ding sê. Maar hulle weet ook nie van die tweede ding wat kom nie. So ek sê, die eerste ding is, jy is nie so sleg soos wat jy dink jy is nie. En ek hou die dramatiese pauze. En een vrou in die gemeente sê, amen. En ek dink, die verloofing, as jy weet wat nou kom, sou jy dit nooit gesê. Want die ding wat nou kom, klink so. Jy is veel erger. En jy is. En diep in jou hart weet jy dit. Wat beteken dit om God te ag? Ons sê ons ag God, doen ons nie, want wanneer ons bid, haal ons hoedens af. Ons sê u in plaas van jy. En dis alles tekens van agting. Want jy geweet dat God nie daarna kyk nie. Hy kyk wat in jou hart aangaan. En dis wat hy vir Petrus, dis wat Petrus vir die gelowiges sê. Nou wil ek julle moet saam met my lees, Johannes 14, wat sê Jesus daarvan? Hoor hier, die Alfa en die Omega, die geliefde seun van God, wat sê hy? Hoor wat sê hy? En dit skit jou, as dit jou nie tot in jou skoene skit nie, dan weet ek ook nie, maar kyk, het julle dit op die bord? Jy het sommer alles daar, ek gaan nou net vers 15 en vers 21 lees, en so.
Maar jy moet nou eintlik 'n heeltemal ander versie op sit en dan kyk asof die mense dit agterkom. Vers 15 sê, dis nou die ou vertaling, die nuwe vertaling sê vir my beter. Het iemand 'n nuwe vertaling hier oop? Is dit hy? O, dis hy, ja, ek sien hom. Daar staan, as julle my liefhet, bewaar my gebooie. Dis 53 vertaling, 83 vertaling sê, as julle my liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. Hoe maklik is dit net? Laat my dink aan die tannie in Vredendal. Sy kom vir konsultasie, kom ons net so. En op 'n stadium vra ek vir haar, ek sê, tannie, sê net vir my, is jy lief vir Jesus? Sy sê, nee. Ek is so lief vir Jesus. Jy moet die S 'n bietjie reg. Ek sê, dis wonderlik, dan ek so bly. Wat van die duiwel, sê ek? Sy sê, die swerkater. Die pes. Ek haat hom, soos pes, sê sy. Ek sê, tannie, maar dit klink vir my net te wonderlik verhoor. Sê vir my, tannie, doen jy wat God sê? Dominee, ek val in my skuld. Goed, wat van die duiwel dan? Dominee. Ek sê dan, dis die punt. Weet jy wat sê Jesus? Hy sê, as jy my liefhet, doen wat ek sê. So hoe lief is jy vir Jesus? Sê, kom maar, daai ding slaan jou neusbrug af. Dit slaan dit nog erger af as jou vrou of jou man langs jou sit nou op hierdie bank. As jy alleen ingekom en as jy heel veilig. Maar as die mense naby en jou nou langs jou sit, is dit bietjie van 'n storie. Want hulle weet, vers 21, selfde hoofstuk. Want wie my gebooie het, ek moet sien wat sê die 83, wie my opdragte het, kom ek lees dit vandaag af, wie my opdragte het en dit uitvoer, dis hy wat my lief het, en wie my lief het, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom ook lief hê, en my aan hom openbaar. Hoekom, weet jy wat is my onmiddellike ding, daar's 'n paar goed wat moet slaan van hierdie woorde van Jesus, en dit is, hoekom is daar so 'n vlaksinnige kennis van God in die harte en lewens van mense? Want God openbaar hom nie aan hulle nie. Hoekom nie? Want hulle doen nie wat hy sien nie. En ek gaan deur die checklist in my eie lewe, en ek kyk na my eie hart, en ek sien maar ek is by verre meer geïnteresseerd om kerklik en godsdienstig te wees, as om gehoorsaam. By verre. En daar is die ding. Dit is nie 'n saak. Ek sit op kerkraadsvergaderings en ek luister na broeder ouderling en sis en so en broeder diaken en suster diaken en ek luister na hulle en ek dink by myself, maar julle praat nie eers wat vir God belangrik is nie. Hoe het dit gekom dat ons kerk by die plek uitgekom het? Dat ons verstaan nie wat God sê nie. Ons het niks in ons harte wat sê, ek gee nie om wat die koste is nie, maar ek buig voor Jesus. En kos sal dit jou kos, dit kan ek jou verseker. Dit het Jesus sonder enige twyfel uitgespel telke. En dis die ding, dis al wat belangrik is. Daar's nie 'n ander manier van aanbidding nie. Mense dink dat as hulle in die kerk staan en hulle sing, dan aanbid hulle. God sê, dis nie waar nie. Dis nie waar nie. Jy kan hier staan. Jy kan al die liedjies sing van aanbidding. Dis geen bewys dat jy God aanbid nie.
Ek kan hier staan en sê, all to Jesus, I surrender, terwyl dit 'n infame leuen is. Dis moontlik. Ek is nie besig met aanbidding nie. Ons doen nou, so ruk terug, doen ons die Bybelstudie van Jesaja, waar God vir hulle sê, in die 53 vertaling staan hierdie woorde. Ek kon dit nie glo toe, ek het lees nie, daar staan, God sê, ek is sat vir julle offers. Wat? God sê, ek is sat vir julle offers, ek luister nie na julle gebede nie, ek kyk nie na julle uitgebreide hande nie. Dis hoe Jesaja begin. Na 66 hoofstukke. En ek lees dit en ek dink, ja, hoe het die tye nie verander nie? Van vandag, Jesus sê, as julle my lief het, doen wat ek sê, en my Vader sal julle lief hê. Weet jy hoekom? Dis 'n voorwaardelike stelling, kan julle dit hoor? Mense dink, God is onvoorwaardelik, is nie waar nie. Dit was nog nooit waar nie. Is nog nooit waar nie. Dan haal die mense vir my aan Johannes 3 vers 16, dan sê ek, haal gerus die vers aan, want dit is die mees voorwaardelike vers wat ek ken. Dat elkeen wat glo, sal nie verlore gaan nie. Dis die voorwaarde. En glo, volgens die Bybel, beteken een ding onlosmaaklik. Iemand wat glo, is iemand wat buig. Iemand wat buig, is iemand wat gehoorsaam is. Jy kan nie sê jy glo, maar jy is nie gehoorsaam nie, dan sê God, glo jy nie. En Jakobus sê selfs die duivels glo en hulle sit daar. Hulle glo, hulle weet dat God is wie hy gesê het, hy is, hulle rebelleer net teen hom die hele tyd. So as dit die tipe geloof is wat jy het, dat jy glo soos die duiwel glo, dan is hy niks beter af as hy nie. Maar die geloof wat red, is die geloof wat die siel van 'n mens buig voor God wat op die troon sit, as die Here. En jy kan die Bybel lees van Genesis reg deur tot by Openbaring se laaste hoofstuk, hoofstuk 22. En dit is die onbetwisbare boodskap. Die vraag is dit waar van jou en my? Is dit waar van ons lewens? Vanaand, kan jy vir my sê, dat jou grootste begeerte is om Jesus te dien en gehoorsaamheid aan hom, maak nie saak wat dit jou kos nie, al kos dit jou lewe, al kos dit jou eer, al kos dit jou bestaan. Kan jy sê, dit is iets, dis 'n stelling wat jou lewe definieer vanaand. En dit het Jesus in skerp konflik met die godsdienstiges van sy dag. Skerp konflik. Vers 23 van dieselfde hoofstuk. Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom, en by hom woning maak. Dit is sulke diep woorde van intimiteit. Ek lees dit en ek dink, wow, 'n man en 'n vrou kom sien my 'n rukkie terug. Die man het oor die tou getrap met 'n ander vrou en sy vrou het hom uitgevang en die bom het gebars. Nou kom sit hulle by my. Nou dink ek altyd, wat moet ek nou maak? Nou vra ek vir die man, is jy 'n Christen? Ja, sê hy. Vra vir die vrou, is jy 'n Christen? Ja, sê sy. Sê, oké. Terug by jou, die man. Is Jesus jou baas? Oké, wel, dit was 'n maklike een, want hy was uitgevang. So hy sit daar as die misdadiger. So dit is vir hom tamelik maklik om te sê, nee, Jesus is nie my baas nie. Draai na die vrou toe, sy is die slagoffer. Ek vra vir haar,
Is Jesus jou baas? Sy vra vir my, wat bedoel ek? Ek sê, kan jy vir my sê, in die manier hoe jy hierdie hele situasie hanteer het, dat jy seer gekry het, is so, dat jou man jou vertroue geskenk het, is absoluut so, dat hy onheilig gewandel het, is absoluut so. Dis nie die vraag nie, die vraag is, in die manier hoe jy dit hanteer het, kan jy vir my sê, dat jy staan onder die gesag van Jesus Christus. Sy sit so rukkie en dink, en sy sê, nee. Ek sê, goed, die hoofprobleem hier is nie, dat die man ontrou was nie. Ek sê julle nou sommer reg uit. Die hoofprobleem is die feit, dat Jesus nie julle Here is nie. En dis waar ons gaan begin. Is daar baie om te sê in hierdie situasie? Ja. Is daar baie seer en wonde en bagasie? Ja. Maar wat is die belangrikste ding om te sê? Waar ons moet begin, want as ons nie daar begin nie, dan help het nie, ons praat vir ure en ure nie, dit is 'n verskriklike, frustrerende proses. En dit is, gaan jy voor Jesus buig, ja of nee? As jou baas, ja of nee? As jou antwoord is nee, dan gaan ek nou sommer julle tyd nou nie mors deur te sê, ek kan julle ongelukkig nie help nie. Maar as jou antwoord is ja, dan kan ek met jou die pad stap, want dis die pad wat Jesus aandui. Dan is ek nie die rigtingwyser nie, hy is. En dan stap ons agter hom aan, want hy is die Here. En as daar enige sprake van herstel in hierdie situasie is, dan is dit hy wat die herstelwerk moet doen, wat ek kan het ongelukkig nie doen nie. As daar enige behoefte in lig in jou lewe is, dan kom dit van hom af, want die skrif sê, in hom is lewe, en daardie lewe is die lig van die mense. En hy is die Here. En ek het nodig om voor hom neer te val op my aangesig en te sê, Here, vergewe my blaatante arrogansie, vergewe my trots en my hoogmoed, vergewe my dat ek my teenoor U opstel as die Here. Deur te dink dat my woord is net so waardevol soos U sin en die nie meer nie. Vergewe my, Here, dat dit is wat eintlik in my hart aan die gang is. Ek is verlore, Here Jesus. Vergewe my. Vat my lewe. Nie net my krisis in die Here. Vat my lewe. Leer my om aan U gehoorsaam te wees. Leer my om my vrou te eer, nie omdat sy foutloos is nie, en myne is. Maar nie omdat sy foutloos is nie. Leer my, Here Jesus, terwyl ek by die braaivleisvuur staan, leer my U weë. Leer my. David bid en sê, Here, deursoek my binneste, kyk of daar by my 'n weg van smart is, en lei my op die ewige weg. Ek weet nie wat die weg is nie, want ek bepaal nie die weg nie. U doen, en as U dit nie vir my wys nie, het ek niks om te sien nie, al het ek jare se teologie agter my naam. Jesus sê, as jy my lief het, doen wat ek sê. En net daar, het Rieker, Botha, geen beweegruimte, of ek gaan staan, en weer staan, of ek gaan val, en aanbid. En dit kos my lewe. En dit is die afspraak wat Jesus met jou het. Dis die afspraak. En daar is God ongenaakbaar. Want daar is nie ruimte vir onderhandeling nie. Here, kom ons praat van 'n 90-10. Daar's nie onderhandeling. Dit is 'n vasgestelde, noem dit dan nou, soos ek nou net gesê het, ongenaakbare, absolute voorwaarde. Jy buig voor my. Ja. En dis die ding.
En van die ontstellende woorde van Jesus is dat hy wat my verloon voor die mense, hom sal ek verloon voor my Vader wat in die hemel is. Hy het niks gesê van jou kerklidmaatskap nie. Niks gesê van of jy op die kerkraad is nie. Niks gesê of jy geld gee vir liefdadigheid nie. Hy praat van sy heerskappy. Maar hy wat my bely voor die mense, hom sal ek bely voor my Vader wat in die hemel is. Hy wat vader of moeder bo my liefhet is my nie waardig nie. Hy wat kinders bo my liefhet is my nie waardig nie. Wat 'n skokkende woorde. Hy wat sy kruis nie opneem en my volg nie is my nie waardig nie. Dis absoluut ononderhandelbaar. En in daardie ongenaakbaarheid van God vind ek sy onbeskryflike genade. Vind ek net daar, by daai punt van krisis, dat hy hom aan my openbaar, dat hy by my woning maak, en dat hy my lewe verander. Wat 'n woord. So ek weet nie wie het jou te nagekom nie. Ek weet nie wie het jou boedel geld gesteel nie. Ek weet nie wie het jou seer gemaak nie, en verneder en verwerp. En ek weet dat almal wat hier sit, het dit al belewe. Ek weet ook dat almal wat hier sit, het dit al aan ander gedoen. Ek weet nie wat het jy al gelei nie, maar ek weet een ding. Dat ander mense se rebellie teen God is nie verskoning vir jou eie nie. Dis die afspraak wat God met my het. Om vir my te sê, Richard, die guns wat op die seun is, die genade van God, ons spreek dit uit as 'n seën aan die einde van 'n diens, wat ons waarskynlik nou gaan doen binne 'n paar minute. Die genade van God, die liefde van die Vader, en die guns van Christus, die gemeenskap van die Heilige Gees, is nie jou deel as jy nie buig nie. En om dit net uit te spreek, dat het van almal deel is nie die evangelie nie. En die evangelie van Jesus is duidelik. As julle my lief het, doen wat ek sê. As julle nie doen wat ek sê nie, het julle my nie lief nie. Dan eer julle. En daar is die belangrike boodskap. Die belangrike boodskap is, vir my, en ek beloof julle nou, dis vir my, heel eerste, is Richard, hou op kerk speel. Hou op jouself sus met jou eie idees. Jou heil lê by God. Aanbid hom. As jy beleef nou, kom ons maak dit die epiloog. As jy beleef dat die Here praat met jou, want jy kan hier sit en voel, ag nee, wat hierdie woord nou nie vir jou nie. Was definitief vir jou vrou. Ken julle daai preke? Wens my skoonma was hier. Sy het nou baat gevind by die preek. Hoe bedrieglik is ons harte nie. Maar luister, as jy hier sit en jy weet, jy hoef nie rond te kyk nie, jy weet, Jesus praat met jou persoonlik. Miskien sit jy hier en jy dink genigtig, ek het nog nie Jesus so persoonlik oor praat nie. Wat dit kan gebeur? Dit kan gebeur, jy hoor dieselfde ding oor en oor, en een dag besef jy net, Jesus praat met jou. Dan wil ek nou vir jou iets sê. Luister nou. Doen jouself 'n guns en reageer. Jy hoef nie mooi broodjies te bak by Jesus nie. Hy weet presies wie jy is. Hy weet wat jy dink wat ander nie kan sien nie. Hy weet presies wie jy is. So, moenie mooi broodjies bak nie. Bak oop broodjies. Kom met jou hart. Sê, Here, ek's bankrot om die waarheid te sê. Ek het U nodig. Ver meer as wat ek nog ooit gedink het in my lewe. Ek buig nie vir U nie. Ek is nie op my knie nie. U is nie my Here nie. U is nie my baas nie. As ek moet eerlik sê, Here, ek weet is waar.
Ek het nie vir Rickert uit Vermont nodig nie. Ek is nes jy, ek is op dieselfde vlak as jy. Jy weet is waar, as dit waar is. En as dit so is, doen jouself 'n guns. Buig jou hart, sonder voorwaardes, voor die koning wat heers, vir ewig en vir altyd. Jou verlossing is van hom. Kom ons bid saam. Here, hoe nodig het ek U nie? Hoe nodig het ek U nie om my te verlos van myself? Ek kyk na my eie familie en ek dink, hoe nodig het my familie dit nie, dat U my verlos van myself? En U wat my deur en deur ken, my hart, my diepste gedagtes in my lewe. U wat my ken agter my maskers en my mure. Ek bid vir U vir genade, Here. Ek bid vir genade. Leer my hoe om te buig. Here, hier sit mense in hierdie diens vanaand, wat waarskynlik dieselfde hoor wat ek hoor. En hier sit mense wat weet dat hulle voor U nie reg is nie. Ek bid vir hulle. Ek bid, Here, in die mate wat hulle harte oopmaak, om eerlik voor U te staan, dat U hulle sal ontmoet met krag en met waarheid. Open U hulle oë, soos ook myne, om U heerlikheid te kan sien, en te kan lewe, in Jesus se naam. Amen. As jy jou hart en jou knie buig voor Jesus, en hy jou Here is hierdie seën verseker jou. As jy dit nie doen nie, is dit nie jou nie. Maar as jy uitnodiging van God en sê, hoor hierdie woorde, dit kan jou erfenis wees, buig jou hart. Mag die liefde van God, onze Vader, en die genade van Jesus, die gemeenskap van die Heilige Gees, waarlik met jou wees, voor die troon van hom wat regeer. Amen. Amen.